Baie welkom by van amper sê ek vanaand, ek so gewoond aan diens het 6. By vanoggend se buiteligdiens, soos julle kan sien, is bietjie meer informeel. Ek het ook maar bietjie kortbroek aangetrek. Ek het gesien hoe my kollega laas jaar gesweet het. Toe dink ek dit gaan nie ek wees nie. Baie welkom. Ja, daar waar julle is, groet mekaar net lekker voor en agter. En soms net weer lekker. Daar's hy. En ook hoekom ons nou buite sit is ook as gevolg van die Miernesmark. Die Miernesmark wat ons hierdie naweek gevier het en daarom is dit ook 'n feesdiens. Jy's 'n viering van die Miernesmark, maar ook as wat ons reg gekry het amper as gemeente ook. So welkom dan ook by hierdie feesdiens dan nou. En net 'n paar afkondigings. Ek het net gehoor is daar nuwe intrekkers, of nuwe mense, nuwe gesigte. Die wat gister of deur die week by die mark was en ek dink dit is 'n lekker kerk hierdie ek lief is. Dis toch van hulle vandag dalk net bietjie skaam. As julle wil, julle kan vir my of Christian na die tyd kom sien. En baie welkom. Dis lekker om julle hier te hê vanoggend. Daar's hy, ek trek nie altyd so. So baie welkom aan julle. Ons sal julle nou 'n bietjie kom hallo sê en al die dinge. Dan net 'n paar ander afkondigings ook. Die Eldo Golf, hulle speel donderdag. Speel hulle by dienste. As julle wil, kan julle met Christian daaroor praat, of met oom Jan of Louis. Hulle kan vir julle help daar, so as julle wil bietjie daarbey betrokke raak. Hulle speel donderdag die 6de by dienste. Dan is daar ook 'n Bybelskool, hermeneutiek Bybelskool. So hermeneutiek is 'n lekker groot teologie woord wat maar net beteken hoe verstaan ons die Bybel? Hoe interpreteer ons dan die Bybel? En dit is dan dit is elke maandag of dis maandag die 10de, 17de en 24ste November van 7uur tot 8uur. So as julle wil, kan julle gerus dan kom. Dit is hermeneutiek Bybelskool die 10de, 17de en 24ste November. Maar dit is ook dan ook om die draai. Dan is ook 'n Kersopvoering die 16de, so dis nie 'n Kerssangdiens nie, daar gaan liedjies gesing word, maar is ook 'n opvoering daarbey. En dit is dan nou die 16de November, die Sondag. So maak asseblief ook hier 'n draai uit geluk wees almal van hart en dit gaan heel goed wees. Dan het ons lief en leed. Ons lief en leed, dit is waar ons as iets goeds gebeur, so saam bly. As iets slegs gebeur, dan huil ons ook saam en so saam hartseer. En vandag deel ons leedkersie uit vir Johan Kutsie, sy ma is vanoggend oorlede. So, dankie. En dan begin ons ook so vanoggend dan met die wotum. Terwyl voor ek daar begin, julle sal sien op die broadcast groep het ons die PowerPoint ook aangestuur in 'n PDF formaat, so as julle wil kan julle ook daardeur volg as julle dit gekry het. Andersins vra maar vir die rondom julle dat julle aanstuur, maar dit is dan ook so op die broadcast groep deurgestuur. Dan as ons begin met die wotum, kom dit dan nou uit Psalm 124 vers 8, 138 vers 8 en 146 vers 6. En die wotum is waar ons bietjie stil word en net ons gedagtes so ook op God rig en vergeet van alles wat hierdie week gebeur, vergeet van al die besighede, al die dinge. Ons word net rustig en stil voor die Here. En as ons dan nou lees wat daar staan, dan is dit ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit werk van sy hande laat vaar. Kom ons gee so 'n oomblik vir stil gebed. Vriende, genade en vrede vir julle, van God die Vader en Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan dan, sing ons lekker saam.
om vir ons sit.
sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terwyl ons so sit, kom ons sluit die oë. Here, ons kom vandag by mekaar by die buiteligdiens, die feesdiens van die Miernesmark ook, en waar ons net fees vier oor dit wat ons gedoen het, maar ook waarmee God hier ons geseën het. Here, ons bid ook die geleentheid dat ons het om so by mekaar te kom. Ons dank U daarvoor, om so, net U te loof en te prys. Here, wees ook net saam met ons, teks vir ons vandag gaan lees. Wees met ons en help dat ons U liefde en U wysheid ook ten volle sal hoor. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Nou, ons begin vandag hier op hierdie feesdiens en dan ook wat ons nou volgende week ook dan nou gaan doen, met 'n kort preekreeks met die naam Vasbyt, waar ons bietjie gaan praat oor uitbranding. Want dit is juist ook hierdie tyd van die jaar, waar mens gewoonlik uitgebrand voel, nie waar, nou waar mens gewoonlik uitbrand. Almal is of geïrriteerd met mekaar, by die werk, met jouself dalk selfs. Dit is jaaruitfunksie op jaaruitfunksie, mense is toegegooi onder die werk, want alles moet nou gebeur. Alles wat almal afgeskep het hierdie jaar, wil hulle hê, moet ewe skielik nou gedoen wees, of gedoen word. En dit is dan wanneer 'n mens begin stres. Mens voel opgewerk, mens voel wie enige tyd gaan krak, soos hulle sal sê. En boonop dit is 'n mens net moeg. Dit wat gewoonlik lekker is nie meer lekker nie. Jou werk voel nie meer lekker nie. 'n Mens probeer slaap en jy kry nie baie slaap nie. En wanneer jy slaap, voel jy glad nie eers geslaap het nie. Jy is net oor dit. Die jaar moet net tot 'n einde toe kom. En dan is 'n mens ook dan nou so fisies en emosioneel deur die jaar uitgebrand en kom 'n mens op hierdie punt. En daarom gaan ons dan nou ook in hierdie preekreeks bietjie gaan kyk na Bybelkarakters wat ook so gevoel het. Ook so op hierdie punt was van uitbranding, moeg en net emosioneel uitgeput. En vandag gaan ons dan nou begin by Bybelkarakters almal baie goed ken, die profeet Elia in 1 Konings 18 en 19. Julle kan solank julle Bybels dan nou ook oopmaak daar by 1 Konings 19 wat ons gaan lees. Nou die gedeelte van 1 Konings 18 waarin Elia dan nou afspeel, ken ons eintlik heel goed die storie daarvan. Dit speel af van die regeringsjaar van koning Ahab van Israel, wat nou die noordelike ryk is, en dit is so om by die 860 voor Christus. En in hierdie tydperk waar hy dan nou regeer, is daar al 3 jaar so droogte gewees. Verder was hy ook dan nog getroud met die prinses van Sidon, Isabel, 'n Fenisiese stad dan nou wat ook. Sy was 'n Fenisiese prinses. En dis hierso waar dit bietjie van 'n probleem veroorsaak, want die Fenisiërs was Kanaaniete gewees. En as gevolg daarvan het hulle ook Kanaanitiese gode aanbid, soos die god Astarte of Baal, wat dan die stormgod en oorloggod was van die Kanaaniete. En hierdeur het Isabel dan ook haar mag dan nou gebruik om koning Ahab ook so te beïnvloed om vir Baal te aanbid. En ook wat dan nou oorgespoel het na die Israeliete toe. En is hierso dan nou waar Elia dan nou in die prentjie inkom. Want soos hy dan nou sê, daar is net een God.
En dit is Jahwe, die God van die Ou Testament, waar die Israeliete deur die woestyn gelei het uit Egipte uit. En om dan nou so te bewys dat Jahwe, die God van die Ou Testament, die enigste God is, stel Elia 'n kompetisie voor. Hy sê, om te kyk wie is die ware God, gaan hy as Jahwe se profeet en tussen hom en die Baal-profete, die 450 van hulle, moet hulle altaar opstel op die Karmelberg. En die een wie se God die altaar aan die brand steek, hy is die ware God. Nou die Baal-profete, hulle het begin en hulle het hardop gebid en gedans en omdat hierdie altaar van Baal aan die brand moet steek. Maar niks het gebeur nie. Hulle het selfs eintlik begin hulle self sny en so bloed, so letterlik bloei, net om 'n reaksie van hulle God te kry, maar nog steeds het niks gebeur. Elia het eintlik lekker sarkasties nogal gespot in vers 27, waar hy sê, roep 'n bietjie harder, hy is julle God. Dalk slaap hy net, moenie worry nie, hy sal nou kom. Praat net so bietjie harder dat hy kan wakker word. Of dalk is hy nog op pad, hy moet nog eers bietjie aan die gang kom. En so het hulle lekker gespot met sy sarkasme. Ek dink altyd, as ons nou wat ons Paulus ook doen in die Bybelstudie, dat hy en Paulus baie goed oor die weg sou kom. Maar in 'n geval. En toe sê Elia, okay, nou dat niks gebeur het, nou is dit my beurt. Ek gaan 'n bietjie kyk, ek gaan vir julle wys hoe dit gedoen word. Maar eerstens, voor ek dan nou begin met my altaar, waar het eers 'n altaar gebou van 12 stene, en toe het hy gesê, hy gaan 'n stoegroeie sloot van so 15 liter, hulle noem dit 2 see saad. En hy sê, gooi 4 kruike water daaroor. En toe doen hulle dit, toe sê ek, maar doen dit nog 'n keer, en doen dit dan weer nog 'n keer, so 12 kruike. Oor die nommer 12, dis die 12 stamme van Israel wat hy dan hier gebruik. En ek dink hulle sou dis bietjie snaaks, hoekom hy vra om water oor te gooi, hulle is op passende droogte, maar hy het dit gesê, so kom ons doen dit. En toe gooi hulle dan nou hierdie 12 kruike water ook oor hierdie altaar, wat mens nou sal dink is eintlik maar die teenoorgestelde ding wat mens wil hê. En toe bid hy, en daar het 'n vuur vanuit die hemel afgekom. En daar staan letterlik daarso, het nie die offer gebrand nie, het dit verbrand. En daar staan hoe die water uit die sloot opgelek is. Net daar die Baal-profete, toe hulle dit sien, het hulle weggehardloop, en Elia was agterna, en het hulle almal doodgemaak. Maar ook meer as dit, wat toe gebeur het, was daar toe ook, ewe skielik, 'n gedruis in die verte. En dit is reën wat gekom het, reën in hierdie 3 jaar droogte, so net om verder te bewys, dat Jahwe die ware God is, het hy dan ook 'n einde gebring, tot hierdie 3 jaar se droogte. En dit is dan nou, waar ook hierdie gedeelte dan afspeel van 1 Konings 19, wat ons dan nou gaan lees. So kom ons begin dan nou net met vers 1 tot 4. Daar so staan, toe Ahab vir Isabel alles vertel, het wat Elia gedoen het, en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om vir hom te sê, mag die gode my swaar straf, as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe maak, soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak, en hy het vrees vir sy lewe pad gegee. Toe hy in Berseba, wat aan Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dag reis ver. Daar aangekom, het hy onder 'n wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê, dit is nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks, of ek is nie beter as my voorouers. So wat gebeur hierso? Ahab, die koning, vertel dan nou vir sy Fenisiese vrou Isabel van alles wat gebeur het, en sy raak woedend. So, toe beloof sy net daar om Elia reg in die volgende dag dood te maak. En wat doen Elia? Met al sy mag en alles wat hy nou net gesien het en sy braafheid, hy gaan vat aan nie aan nie, nee, hy gaan staan nie sy man voor hierdie koningin nie, nee, inteendeel, hy hardloop weg, hy vlug na die ander rigting toe, hy bang begin word, en hy is so bang vir hierdie prinses, hierdie nuwe koningin van Israel. Hy vlug nie net uit Israel uit nie, maar na 'n nuwe land toe, Juda toe.
En om dit verder uit te beeld, hy vlug nie net sommer na Juda toe nie, hy vlug na die suidelikste punt van Juda, Beersheba. Dit is soos byvoorbeeld as om van Harare in Zimbabwe nie te vlug na Suid-Afrika toe nie, maar na Kaapstad, die suidelikste punt amper van hierdie land. En die mens kan dan eintlik 'n kompetisie hou tussen hom en Jona, watter profeet was die bangste vir watter koning. Maar ek dink Jona wen hierdie enetjie. Maar in 'n geval toe hy daar by aankom by Beersheba, toe los hy sy dienaar agter en hy vlug in die Negev woestyn in, wat dan nou ook 'n baie droë woestyn was. En daai tyd het hulle geglo woestyn is 'n plek van die dood. Dit is waar hulle die dood begrawe het. En as jy daar ingang en jy weet nie hoe om daar uit te kom nie, of jy het nie 'n goeie kompas kan 'n mens nou maar sê nie, dan sal jy heel moontlik van die dood omkom. So daarom was dit 'n woestyn, hierdie plek van die dood. En het Elia dan ingegaan juis om dood te gaan. En dit is dan nou waar hy vra, Here, vat my lewe vir my weg. Want dit is beter om dood te gaan as om te lewe. Maar nou is die vraag, hoekom reageer Elia so? Hy was dan nou net hierdie hero gewees wat opgestaan het teenoor die Baal profete en hierdie volk hierdie amazing goed gewys het van hoe hy hierdie wonderwerke gesien, hierdie vuur van die hemel af amper afgekom het in hoofstuk 18 en dan ewe skielik in hoofstuk 19 is amper hierdie sussie kan 'n mens sê wat vra, nee, hy moet nou doodgemaak word. Dis hierdie twee beelde, dit voel nie soos dieselfde persoon amper nie. Waar is al daai sarkasme nou heen? Waar is al daai braafheid van wat hy vir die Baal profete gewys het? Waar is al daai heen? Hoekom reageer Elia so? Wat is die rede agter hierdie ewe skielike teenoorgestelde reaksie? En die rede wat ek dink altans is, ek dink hy het gekrek. Hy het daai panic attack gehad, soos hy het sy tipping point bereik, soos hulle ook sal sê. Hy het al koel en kalm voorgekom, terwyl alles afgespeel het in hoofstuk 18. Maar ek dink tog was hy baie gestres. Hy het angs ervaar van wat as die Baal profete se altaar aan die brand gaan, van die brand gesteek word en myne nie. Wat van as ek na Jahwe toe roep en myne word nie aangesteek nie? Myne gaan nie aan die brand nie. Wat van as die Baal profete net hier besluit, hulle is moeg vir my en draai om en maak my dood? Die stres en angs wat daarmee gegaan het. En dan ewe skielik die woede wat gebeur, wat toe hy die Baal profete doodmaak, en ook die trauma wat daardeur ook gaan, om so die dood te ervaar. Dan ewe skielik direk daarna, weer die vrees wat gebeur van Isabel, wat hom wil doodmaak. En Isabel wat sê, ek gaan jou môre op die dag doodmaak. Die vrees wat daarmee gaan, en al hierdie diepe stres, angs, vrees en woede, het net daar in die oomblik te veel geraak. En toe Isabel dit sê, het al hierdie emosies, oorhoopte emosies, oorgeloop, en hy het gekrek. Al hierdie goed het net te oorweldigend begin raak. Elia was emosioneel uitgeput. En dan nou net so, hierdie gevoel is wat ons ook soms ervaar vandag, hierdie tyd van die jaar. Ons is dalk nie so erg soos Elia waar ons vra dat die Here ons lewe neem nie, maar ons is ook so oorwerk. Ons het ook so oorvloed van emosies, alles wat gebeur het deur die jaar. Ons is ook oorwerk, ons is moeg, ons voel net ons is amper op daai punt van krek, van stres. Ons wil bars van die stres. Mens weet nie eintlik wat om met al die frustrasie en oorhoopte emosie te doen, die moegheid binne in 'n mens te maak nie. Mens wil ook soos Elia vlug van alles, maar waarna toe vlug? Die werk gaan net al hoe meer word. Dit gaan nie wees as die werk nog gaan minder word nie. Wat doen 'n mens dan? Op die punt van uitbranding, maar jy voel die jaar moet net tot die einde toe kom. Emosie raak te veel. En ek dink dit is dan waar ons na God toe moet gaan. Of liewers God kom na ons toe, soos in die geval van Elia. En dit lees ons dan nou verder, van vers 5 tot 8, vers 5 tot 8 in 1 Konings 19. Daar so staan:
Elia het gaan lê aan 'n slaap geraak onder 'n enkele wit besembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê: "Staan op, eet." Toe hy rondkyk, is daar sowaar by sy kop 'n roosterkoek op gloeiende kole, gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak en gesê: "Staan op, eet. Want die reis gaan vir jou te veel eisend wees." Hy het opgestaan, geëet en gedrink. Met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop tot by Horeb, die berg van God. So wat gebeur hierso? Elia gaan lê onder 'n wit besembos. Dis maar ook enigste plante groei wat aan daai kant van die woestyn ook mag gegroei het en waar mense maar 'n bietjie kon skuilings vind. En hy gaan slaap. En toe rukkie daarna toe maak 'n engel vir hom wakker en hy gee vir hom 'n roosterkoek en water om te eet en te drink. Nou hy dit geëet en gedrink het, raak hy toe weer aan die slaap. En word hy toe weer wakker met 'n roosterkoek en water by. Toe hy dit klaar geëet en gedrink het, kon hy loop vir 30 dae lank deur die woestyn na die Horeb berg toe. So wat is dan nou die lesie, kan 'n mens dan nou sê, wat ons hier uit leer? Met 'n middagslaapie en 'n snykoek kom 'n mens nogal heel ver en word die probleme nogal goed opgelos. Dit is wat ek hier uit leer. En interessant as 'n mens gaan kyk, Elia het gevlug na die woestyn toe om dood te gaan. Maar in die proses was dit seker die veiligste plek waar hy kon wees. Want die soldate sou nie in die woestyn gaan soek nie, want nie enige mens in sy malligheid sal woestyn toe gaan nie. So in daardie oomblik was dit vir hom die veiligste plek om te rus, om te slaap. En so ook gee God hom dan iets om te eet, weer voeding te gee. En hierdie slaap, deur hierdie kos, gee God weer vir Elia krag en rus. Dis al wat Elia nodig gehad het. Hierdie bietjie regroup, hierdie bietjie rus word en rustig word en rus. En dit wys net, rus is nodig. En al hierdie bedrywigheid van die wêreld, waar ons oorweldig word deur die lewe, moeg raak, stres, opgewerk, hierdie tyd van die jaar, soos almal sal sê. God wil hê die mens moet rus. Dis tog hoekom hy die Sabbat ingestel het, nie waar nie? 'n dag van rus. Interessant, dit is as 'n mens gaan kyk na die Israelitiese kultuur in die antieke wêreld, is hierdie Sabbat iets wat nogal nie, jy kry dit nie in 'n ander kultuur nie. Jy kry dit nie met die Assiriërs en Babylonië. Dis die enigste kultuur en van die geskiedkundiges sê dit is nogal heel interessant dat dit so is. Maar dit wys net hoe genadige God ons het. Hy wil hê ons moet rus en 'n dag uitsit vir rus, want hy weet wat is ons limiet. Hy is tog ons skepper. En hoe moeilik dit ook al dalk kan klink, want hoe kan jy mens nou verwag om te rus in hierdie tyd van die jaar? Dis soos ons sê, dis jaareind, dis eindeksamen, daar is nie tyd vir rus. Is daar altyd 'n storie wat my ma vir my vertel het en dit is iets waarna ek nog altyd dink ook. En ek dink ek het dit al een keer vertel hierso. Gaan oor die byl skerp maak storie. Daar's twee, hoe kan 'n mens sê, houtkappers en of manne wat hout kap en die een elkeen kap, kom ons sê maar vir argument onthou 50 bome 'n dag. Maar interessant, een van hulle vat 'n 2 ure breek tussenin deur. Maar tog kap hy nog steeds dieselfde hoeveelheid hout as die ander. En doen dit elke dag so. En toe vra die ander houtkapper, maar hoekom is dit so dat jy vat 2 breke af, of 2 ure se breek, maar tog kap ons dieselfde hoeveelheid hout? Wat doen jy in daai 2 ure? En hy sê net, in daai 2 ure maak hy sy byl skerp. En hierdie storie is om te leer dat met rus kan jy krag kry en dan verder werk. Met hard werk kom hard rus. So ons moet tyd maak in hierdie besige wêreld om te rus. Ons liggaam en siel het dit nodig. Al is dit hoe moeilik. Vat 'n dag in die week af. Of net 'n tydjie daarvan altens. Moenie heeltyd doen scroll op TikTok en Facebook. Ons ken daai goed waar jy net so afgaan.
Sny jou brein heeltemal van die wêreld af. Lees 'n boek, gaan stap. Ons het jy sê al die voetspore wat lekker gaan stap ook. Of gaan speel bietjie golf. Ons speel nou juist ook bietjie golf ook. So gaan bietjie saam met Eldo golf ook. Gaan kuier saam met jou vriende. Gaan doen iets wat jou kop van die wêreld afskakel. Lees 'n boek. Doen net iets wat jou afskakel van werk en skool. Afskakel van dit wat jou angs en stres gee. Of wat net 'n middagslaapie en 'n sny koek of selfs 2 in Elias se geval. Dit werk ook baie goed. Maar ook, en dit waarmee ek wil afsluit, saam met dit, ontmoet God in hierdie rustigheid. Want as ons nou gaan kyk, en dit na die laaste gedeelte van 1 Konings 19, en seker ook een van die bekendste gedeeltes ook. En ons sien waarna toe Elia gegaan het, raak die dinge nogal interessant. Die Horieberg word ook die Sinaiberg genoem. Nou, hierdie is die berg waar Moses vir God ontmoet het, en so ook 10 gebooie ontvang het. Nou hierdie berg, die berg van God, moet Elia toe gaan, om God so te ontmoet. En in daai tyd van stres en uitputting en vrees, gaan hy na God toe. En interessant, God is nie in die groot vuur nie, God is nie in die harde wind nie, hy is nie in die sterk aardbewing nie. God is in die sagte gesuis, sagte wind. God is in die rustigheid. So as jy na God toe gaan, sal jy ook rustigheid ervaar. Jy sal kalmte ervaar, ten spyte eintlik van die stres wat jy eintlik het. Inteendeel, jy sal eintlik opgewonde raak. Interessant, ek het met die universiteit goed en ek sien hier's nog 'n assignment, nog 'n taak wat ek moet doen en ek begin te stres en ek sê Here, help my net hierdeur. Ek raak regtig gestres hieroor. En toe ewe skielik toe ek weer sien, toe is ek eintlik opgewonde oor dit wat voor lê. Ek hou nogal van die uitdaging daarvan. Dink ek dis nogal heel interessant geweest as 'n mens so na God toe ook gaan. Maar gaan na God toe vir rustigheid. Gaan na die letterlike bergskuiling soos wat hy is by die berg Sinai. Gaan na God toe in jou angs. Gaan na God toe en wees rustig. Gaan vind jou rus by 'n sagte suis. Jy verdien dit. Amen. Ek gaan nou 'n tydjie van stil gebed gee en raak stil so vir die Here. Gebruik hierdie oomblik om so ook rustig te word, hierdie kort tydperk. En vra dan ook God om jou te help hierdeur om dan ook so tyd vir jouself te gee om te rus. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom hier voor U, hierdie tyd van die jaar, almal is moeg, almal is uitgeput. Dit wat ons doen, die werk wat ons doen is nie meer lekker nie. Dit waaroor ons passievol is raak nie meer so passievol nie, Here. Here, die jaar was lank. Vir ander mense soms bietjie langer as 'n gewone jaar. Here, ons kom hier voor U moeg, uitgeput. Ons sit ons angs en stres voor U neer, Here, want ons is moeg gedra daaraan. En Here, ons wil vra, Here, help ons hierdeur. U is ons bergskuiling, soos Psalms altyd so pragtig sê. U is ons rustigheid, die sagte gesuis
wat ons ervaar. Wees met ons, Here. Gaan met ons deur die laaste paar weke. Ons net die laaste bietjie moet uitdruk, voor ons ook bietjie meer rustigheid kan kry. Maar Here, help ook so dat ons rustigheid sal ervaar ook. Tyd sal maak vir rustigheid in hierdie besige tyd. U ken ons limiet, U is ons skepper. U ken ons deur en deur. Help ons ook so dan nou om tyd te maak vir rus. Maar ook so tyd vir U, Here. Om so U te ervaar. Tyd te maak om na U toe te kom. En so ons siel ook aan te vul met nuwe krag. Dankie, Here, daarvoor. Dankie dat ons so iemand het om na toe te kan gaan. So 'n bergskuiling het. Iemand waarby ons kan rus en krag kan ontvang. U is 'n waarlik groot en almagtige God. En ons prys U naam daarvoor. Dankie, Here, vir alles wat U ons doen. Amen. Voor ons begin met die kollekte, het ons gesê hier is 'n feesdiens. 'n Feesdiens waar ons prys en God loof vir wat ons ervaar het en reg gekry het met die Miernesmark. En daarop wil ons net so vinnig bietjie terugvoer gee. Ons het nog nie al die terugvoer wat ons daarvan ontvang het nie. Ons sal dit later sal ons bietjie meer inligting gee ook daaroor oor die finale uitslag wat goed gekry het vir finansies en. Maar net so 'n paar goedjies al wat die stalletjies aanbetref, ons kry net 20% daarvan, waar daar 'n paar stalletjies is soos die Overcomers en Keepersol en so, wat dan hulle kry al hulle volle wins. So hierdie jaar het ons in totaal sonder die wat ons nou gekry het, was toe dink ek 580.000, waarvan ons dan 20 gekry en as my wiskunde reg is, het ek uitgewerk is dit 116. Saam met dit het ons nou in totaal as mens gaan kyk na laas jaar, was dit bietjie 1% minder as wat ons gekry het laas jaar, maar ons moet onthou, ons het laas jaar perfekte weer gehad. Hierso het ons hierdie jaar nie so perfekte weer gehad nie. Maar saam met dit, wat goeie nuus is, die lamsloting het byvoorbeeld baie beter gedoen, baie beter. Ons het nog eers ons Kostyn se finansies gefinaliseer nie, en dit was ook heel goed gegaan. So, overall het ons ook gevoel, ons het baie meer mense ook gekry hierdie jaar, wat voete aanbetref, en dit was rarig waar, net 'n uitstekende mark. Hierdie mark agter die skerms, die sal weet, is maar 'n bietjie van 'n uitdaging ook geweest, saam met 'n paar goedjies wat ons moes regkry, saam met die munisipaliteite en so, maar daar het gebed ons ook weer gehelp. En ons wil net dankie sê vir julle. Dankie vir julle dat hierdie mark eintlik 'n groot sukses was. En om vir julle ook dan so dankie, dit is net om te wys hoe baie mense betrokke was, gaan ek doen en dit bietjie steel by my kollega wat hy laas jaar gedoen het en vra. En ek wil begin, ek wil vra dat julle sal opstaan, maar ek gaan hulle so uitroep. So, eerstens wil ek net vra vir die 4 groot kokkedore wat hierdie gereël het, kan 'n mens sê. En hulle is dan nou Tannie Thea, Marijn, Ria en Tannie Lorentia. As hulle net vir my sal opstaan. Ek wil net hulle 4 uitlig. Hulle het aande en oggende en ons gee af, asseblief. Bly staan, nee asseblief, bly staan. Hulle het hard gewerk om hierdie mark 'n sukses te maak. Hulle was agter die skerms en hulle het regtig hard gewerk. En dan wil ek vra vir die volgende om ook so te staan. Julle moet bly staan. Vir die wat in die teetuin, die kernspan van die teetuin, as hulle asseblief ook sal staan, die wat daar rondom gehelp het met die koeke en die tees en almal, asseblief as julle ook bietjie vir ons sal staan, asseblief. Waar is hy? Kernspan wat daar gehelp het. As ook die kernspan van die Kostyn, julle wat daar gehelp het, asseblief, staan julle ook vir ons op. Waar is hy? Die braaiers, waar is julle? Staan julle ook vir ons op. Waar is die braaiers? Nee, julle hoef nie skaam te wees nie. Waar is hy? Braaiers, julle staan op. Waar is hy? Die wat skofte gewerk het, kom ek vra so, almal wat skofte gewerk het, staan julle ook op. Waar is hy? Almal wat skofte gewerk het. Almal wat iewers gehelp het, by die mark, wat ek nou nie genoem het nie. Almal van julle staan ook op, asseblief. Die wat Aldo koffie gesponsor het, julle kan ook opstaan. Daar is hy, Aldo koffie ook vir ons gemaak het. Die wat iewers vir ons gekoop het, die wat iets gekoop het by die mark. Daar is hy, waar is julle? Staan julle ook op. Almal wat iets gekoop het by die mark.
Daar's hy. Almal wat vir ons gebid het, vir iemand, staan julle ook op. Almal wat gebid het by iemand. Die wat net sit, wil net nie staan. Soos julle kan sien, dit is almal. En daarom wil ons vir almal dankie sê. Julle kan vir julle self aan baie dankie dat ons hierdie mark van 2025 so groot sukses gemaak het. Ons kon dit nie sonder julle doen nie en ons kon dit ook nie sonder julle Hemelse Vader doen nie. Ons het gebid dat dit nie sal reën Saterdag en Vrydag nie en dit was 'n heel aangename dag. Ek het persoonlik gebid dat dit ook nie sal warm wees vandag nie en ek is ook baie